Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels die lekkerste lekker onderhoud nou met Lea oor haar liedjie, die lekkerste lekker en sommer net oor die algemeen oor lekker wees. Goeiemôre Lea. Net altyd 'n lekker mens wees. Daar sy. My oom sê altyd dis so lekker om 'n mens te wees, maar dan moet jy 'n lekker mens wees. En omring jouself met lekker mense. Ja. Dis die Dis waarheid. keuses, alles in die lewe is keuses, nee. Hoorie, so, ons gaan eers begin want ons het jou gaan uitcheck op social media. Ooh. Ons troll jou. Oh no. Ja, ons is Moet van ek daai bang mense. wees? Okay. Ja, redelik. Ons wil eers praat oor hierdie hardlopery. Nee. Ja. Kom hardloop jy die wêreld vol? Hardloop jy iets weg of maak dit jou vry? Is daar 'n begin jy reset en dink in jou gedagtes? Nee, terwyl ek hardloop, al wat ek dink is een voet voor die ander ene. Ek moet net oorleef. Moenie doodgaan nie. 1 2 3 4 1 2 3 4 shuffle by die bultop. Ek weet nie eintlik hoekom ek dit doen nie. Nobody's chasing me. Maar aan die ander kant so baie mense doen dit. Ja. En toe ek seker so 'n jaar of wat terug te sê ek wil net ergens in my lewe 'n 21 doen. Gaan nie 'n maraton hardloop nie ouens. Ek Net gaan nie nou 'n halwe een. Ironman of Comrades sulke goeters nie. Ek wil net die 21 doen. So ek het nou 'n bietjie geoefen daarvoor. Dit was vir my baie sleg. Ek voel wel 'n bietjie fikser, so daar is iets goeds hier uit. Ja. En toe die reis actually heel goed gegaan, verbasend goed. En toe is almal sê, "Oh, die gogga gaan nou byt." Hy het nie gebyt nie. Nee, wat? Ek's okay. Ek is baie trots op jou. Ek is so raai, Ek is baie dankie. trots op jou. Mense sê ook vir my, "Is oefening nie lekker nie?" Dan sê ek, "Nie 1 sekonde nie." Dis baie lekker as jy klaar is. Ja. Dan sê Ja, jy, ja. "Yes, Ek kyk slaap. nou, ek het dit reg gekry en ek voel goed en maar ek wil net lekker voel oor myself en gesond wees en sterk wees en dis eintlik die basis van alles. Maar dit is baie lekker om nou so 'n medaljetjie te hê daar in my kamer wat sê 21 kg. Jy het hom gedoen. Dis ver. Vir my is dit baie ver. Dit is bitter ver. Sjoe. Maar nou van die hardloop na die golf. golf toe, want jy speel ook gereeld golf, gaan met jou golf. Dit gaan minder goed doen. ek ongelukkig moes ek nou die bietjie tyd wat ek nou by die huis spandeer het ek nou bietjie meer gedraf as wat ek die golf gedoen het. Maar ek en my man het daarmee die ander dag gespeel en hoi, kyk vir Sissie. Hallo. Daai was eintlik 'n goeie hou gewees en ek was baie opgewonde daaroor. Okay, sien. Dit gebeur nie altyd nie. Maar ja, ek moet 'n bietjie meer speel om meer jy weet konsistent te wees om bietjie beter te raak en so. Maar dit is my so lekker want jy's buite en lekker mense en hulle sê mos dit altyd as jy daar een goeie hou gehad en dan hou dit vir jou vir weke lank dan sê jy soos julle ek het Gaan jy terug. Jy gaan weer teruggaan vir daai een goeie. Maar wat is jou gunsteling stok? Want kom ons is by eerlik, party ouens sê my setstok is die beste, ander ouens sê daai wedge. Hy's 'n wonder of is dit 'n 7 yster? Ja. Wat is jou gunsteling? is my 5 yster. Regtig? Ha, high five. Was jy se 5 yster kan slaan kan jy golf speel? Die probleem is met daai ene, as ek kom reg so ek het ook aan met daai foto, dit was my 5 yster geweest. As ek hom lekker slaan, dan gooi ek hom baie goed. Okay. Maar wanneer jy hom effe nie, dan is dit 'n absolute disaster. Dan voel jy self, okay, ek kan nou my stok gooi in die banker en hom daar net los vir die res van die ja. Maar dit is iets anders nou weer. Dit is nou weer 'n ander uitdaging, maar en dit is fantasties dat ek saam met my man kan doen. Want ek het altyd met hom beklei oor te veel golf speel. So nou kan julle dit saam doen, jy sien. If you can't beat them, join them and then you beat them. Kyk nou net, ek kan Eventueel. nie kyk hier so in die lewe. Ja. Dit sal kom. Hoorie, hoeveel honde het jy nou? 2. Ja. Okay. Die ander een, dis my ma se hondjie. Wow, okay, wat ek se sin. Okay, vra elke sien ek nog meer honde. Maar as ek kon, sou ek soos 100 honde gehad het. Regtig. Ek is so bietjie obsessed nou, ja, maar kyk hoe cute is hulle. Hallo Muggie en Lila. Wat was hulle se name? Muggie is die onderste enetjie en dan Lila en dan Charlie is die ander papa. Is jou ma se. Bes gepraat van jou ma. Julle is nou in Rooi Rose, nê? Jy en jou moeder. Jy en jou moeder 'n fotoshoot en 'n geselsie in Rooi Rose, so op Moedersdag maand. Korrek. Vertel bietjie. Ons het nou die dag op sosiale media gevra, mense moet vir hulle boodskappe stuur vir hulle ma's en so. Nou wil ons by jou ook hoor. Wat se boodskap as jy nou 'n boodskap moet, as jy iets vir jou ma moet stuur nou, of haar te sê wat sy vir jou beteken, wat sê jy vir haar sê? Dankie vir alles wat sy vir my geleer het deur al die moeilike tye. En dankie dat sy my grootste fan is. Want sy is nog steeds, nog al die jare. Ja, ek het baie by haar geleer. Sy is deur tawwe tye en
kyk, ons die een praat meer as die ander en die een is maller as die ander een, maar ja, as dit nie vir haar was nie, sou ek nie nou hier gewees het nie en sy het my altyd geleer om nederig te bly en mens kan nie altyd wen nie. So mens moet dit ook net aanvaar. Ja, dit is mooi lesse daar om te leer. Ja. Vertel ons van lekkerste lekker. Ek het dit self geskryf. Ja? My eerste liedjie wat uit my pen uitkom. Sure. Dit was éventueel toe 'n spanpoging en ons het dit vervolmaak saam en so, maar ek het letterlik net gegaan wat is vir my lekker en wie is dit wat dit vir my gelukkig maak en daai hartsgevoel en ek het teruggegaan na my huis toe. My huis is my veiligheid, my stabiliteit, my man is daar, my wentjies. En so ek sing letterlik van die stukkie gras. Ons het nie 'n baie groot grasperk nie, die arme honde. En daar's 'n ou staankas in die huis wat ons gebruik. En dit is net vir my die lekkerste lekker. En natuurlik ek praat eintlik so half daarvan asof dit 'n opvolg is van met jou klere aan wat ek gesing het wat is die lekkerste ding om te doen met jou klere aan? Dis 'n soen. Maar 'n 12 uit 10 tipe soen. Dis die lekkerste lekker. Nou, Hoor, dis alles ver met dit. baie basiese elementêre begrippe en konsepte nê. Die vreugde uit eenvoudige dinge uit. Korrek. Dis amper 'n vrede maak en 'n dankbaarheid vir die klein goed in die lewe wat ons nie altyd raak sien nie. Wat deel is van jou 100%. lewe. Ja. Soms uit nood uit behoefte uit. Weet 'n mens klein goedjies wat in jou lewe moet gebruik om aan vas te hou en dan sê ander mense maar kyk hier, kyk my, Ja. kyk jy kan dit en so, maar dit op die einde kom dit terug op die klein goedjies waarvoor 'n mens dankbaar is, die genades. Want ek meen my loopbaan, ek is so dankbaar vir dit en dit vat my so baie plekke en dit is die vertonings en dis die ligte en dis aksie en dis gas en dan kom ek by die huis en dan sê ek net soos ons is net. Sure. En ek ken nie ons is net en baie keer daai eenvoud is net jou hart is nou weer reg. Content. En nou pak ons weer die pad aan, jy weet so, dan is jy weer reg voor. Ja. Dis mooi gesê. Wat lê voor vir jou vir die res van die jaar? Ek gaan nog so 'n bietjie skryf. Hoopelik nog 'n bietjie golf speel. En ja, ons is ook besig met Lottoland Helpedorp, seisoen 4, so dit moet ons nog klaarmaak. Ja, en dan hoopelik kan ek maar net nog sing en nog so 'n bietjie sing. Ek wil 'n bietjie praat oor mense help. Ek sien op jou sosiale media dat jy ook vir 'n huis wat na dames omsien wat in nood is, het jy ook ietsie gesit. Hoe belangrik is dit vir jou om terug te gee en om aktief deel te wees van teruggee? Want dit is maklik om 'n paar rand te stuur, maar om aktief deel te wees, tyd en moeite te gee. Wat ek nou agtergekom het is mense oor die algemeen wil nie net 'n geldjie stuur vir iets nie. Hulle wil ook iets spesifieks ondersteun en ek dink dit is waar Huis Jabes vir ons begin het. Ek is al betrokke by hulle, ek dink amper vir 10 jaar nou. Is 'n veilige huis vir mamas, vrouens en kinders wat slagoffers is van gesinsgeweld. So hulle is deur hel. En dit was my belangrik om iets te ondersteun wat regtig vir my ook iets beteken. Ek kan nie sê ek is deur daai fisiese geweld nie, maar daar was emosionele abuse gewees in my lewe. Maar die stories wat jy hoor van hierdie vrouens waardeur hulle gaan, dit kruip so in jou hart en in jou liggaam in en jy kan eintlik nie glo dat mense deur hierdie gaan nie. En dit is hoekom dit baie nodig is om terug te gee. Ons is bevoorreg om iets te hê en ons het tyd. Al het jy nie geld nie, jy kan nog steeds tyd hê, jy kan nog steeds jou moeite gee. Jy kan fisies betrokke raak. En weet jy, al sit jy in 'n geselsie wat jy kan bydra. Dit is ook belangrik. So ek voel net ek is ook 'n vrou en ek is dankbaar vir dit wat ek het en as ek kan help en gee, hoekom nie? En hulle doen 'n ongelooflike werk. So baie keer voel ek doen nie genoeg nie, ek wil eintlik meer doen. Maar ons probeer. Ja. Ons ooit genoeg. Baie dankie vir jou moeite vanmôre om 'n draai by ons te kom maak. Dankie vir julle. Dankie vir die lekker liedjie, lekkerste lekker wat ons nou gaan hoor en dankie dat jy net jy is. Mense waardeer dit. Baie dankie. Dit beteken vir my verskriklik baie. Dankie mamma. Dankie aan my mamma. Dis dan nou Lia, hoe kan 'n mens nou nie van die vrou hou nie? Nou ja, as ons terugkom, net advertensie breek, dan luister ons na lekkerste lekker.